Sy hartlike goeiemôre en elkeen van my broers in die huis van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg het ons weer om as familie in die klank van die woord te kan sit. Amen. Amen. Ek wil net so klein ietsie deel. Gelukkig het die onderwyser stem so dit ook van my af. En deel het vanoggend stap ek na die koshuis toe. Vir ete, nou staan al die rugby manne, want dit is die klein week rugby wat hierdie week op die dag is, wat van die besig wees. Dit is vroeg vanoggend en staan al die manne in 'n lyn. Nou as 'n security tannie, maar sy is baie bekkig en sy stap by een en elkeen verby en sê, "Waar is jou ticket?" Nou is al 'n paar van die seuns, maar so seuns is wat nou die ticket nie daar het, en sê sy vir hom, "As jy die ticket het nie, dan gaan sy nie eet nie." En terwyl ek daar so staan, kom dit my op. Gewoon en met die lekker stukkie wat sy vir hulle sê, jy kom onvoorbereid hier aan. So dan gaan sy nie eet nie. Broer suster, eendag gaan ons ook met die feesmaal wil ingaan. En as ek onvoorbereid is, gaan ons ook nie eet nie. Amen. So ek dink is iets vanoggend, ek is diep hartseer vanoggend ook al as so staan en kyk. Maar is so waar, as ek onvoorbereid is, gaan ek nie eet. Hier kry ons vanoggend deur die kans, dat die wat nog nie voorbereid is nie, om dit te volmaak, sodat dit voorbereid is, vir wanneer die dag kom, onbekend vir ons, ons weet nie wanneer dit kom nie. Kan vandag wees, dit kan oor maand wees, dit kan oor jare wees. Ons moet elke dag voorbereid wees, so wanneer daardie dag vir my jou aanbreek, ons voorbereid is om saam te gaan. Amen. Amen. Ons staan nou, ek vra wie in jou linkerkant vanmôre. Dit is ook jy's welkom in die huis van die Here. Dan ek het die regterkant wil ek sê, Jesus het jou lief. Ons is vanmôre hier weer mense raak gesien te word die ons is hier wat die lewende, almagtige, alomteenwoordige God is vanmôre hier. En hy is die enigste een wat vanmôre iets in jou omstandighede kan doen. Hy is die enigste een wat jou siekte kan. Pastoor kan nie, ek kan nie, geen een kan dit genees nie, net Jesus kan. Nie die een wat die storm kan stilmaak nie, ek kan nie, pastoor kan nie, maar Jesus kan. Jesus kan alleen al die stormen van jou wat jy mee sit, kan hy stilmaak. Vanmôre het ons weer die voorreg, ons gaan lekker saam sit tot een of weer van die Here. En ja, geniet jouself vanmôre. Sê vir een sommer langs jou, los my nou uit. En is nou my en my koning se tyd saam. Amen. Ons bly saam en sit ons lekker saam. Here, baie dankie vir hierdie besondere voorreg wat ek vanmôre het om net weer saam met broers om in die klank van die woord te kan sit. Dit gaan alles oor U, Here, en daarom vra ek vanmôre, maak vanmôre soos U wil, Here. Sê vanmôre soos U wil en doen soos U wil, Here. Want hierdie diens, dit gaan alles oor U, Here. Vanmôre elke koorvers wat gesing sal word, Here, dat dit soete geur vir U sal wees, Here. Die woord wat nou beweeg onder die lofsange van die kinders. Here, word verheerlik vanmôre. Ook pastoor vanmôre die woord sal bedien, Here. Die woorde van sy mond en die oordeenking van sy hart welbehaaglik sal wees, Here, wat die woord sal gee, net soos U dit gegee het. Kom nou, en ek bly die kosbare bloed van Jesus oor hierdie diens. Here, maak ons toe van voor, van agter, van links tot regs, Here, en bereik die goddelike doel. Kom nou, en ek bly dit alles onder die bloed van Jesus, wat ek het in Jesus naam. Amen. En amen. Kom ons sing lekker saam. Dis ook wel.
Hallelujah. Oh yes, my What the day that will be when my Jesus I shall see. Oh, when I look upon His face, the Father saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land.
Praise the Here. Praise the Here. Daar's 'n liedjie wat sê: For thou, O Lord, art high above all the earth. For thou art exalted far above.
Maar as niks so lekker as om die Here te kan loof en te prys nie. Halleluja. Loof die Here. Prys sy wonderbare naam. Ek wil die Here al die lof en die eer gee. As ek daai lied hoor, dan dink ek, Here, hoe wonderbaar, groot en almagtig is jy nie. Ek het nie al so gevoel nie, ek dink elkeen van ons het 'n moeilike week. Hoor, daar's klank. Halleluja. Prys die Here. Nou hoor jy my. Prys die naam van die Here. Ek wil vir u vra, vir u woord oopmaak, wil ek vir u iets vra vanoggend. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy in 'n situasie sit, soos wat jy deurgegaan het hierdie week, dan is daar net een naam wat jy kan deurdra. En sy naam is Jesus Christus. Moet dit nooit vergeet nie, broer en suster. Ons kom vandag en ek wil vir jou vra, met wat se hart het jy ingekom vanoggend? Met wat se gedagte het jy ingekom? Is jy nog opgewonde oor gister? Jy weet, ons skree so maklik vir ons sportvriende en al ons maatjies wat daar buite is. Ons jou hulle uit. Maar wanneer ons by die kerk kom, dan vergeet ons om ons hande te kan klap. Ons hande in die lig om te kan steek vir die almagtige God wat hemel en aarde gemaak
is die een wat ons lewe in sy hart het. Julle is maar stil vir mense wat oorwinnaars het. Ek ken iemand wat 'n oorwinnaar is, sy naam is Jesus. En vir meer as 2000 jaar het hy nog geen oorlog verloor nie, nog geen beding verloor wat op sy pad gekom het nie. Hy het die vyand oorwin en hy sal weer oorwin. Nou begin jy amper so kind soos die kerk wat jy moet wees volgend. Ek het gevra dat jy moet kom met 'n verwagting. Volgend en voordat ek die woord gaan lees, wil ek vir jou sê, ek moet jou dit wys. Die Here het my 'n boodskap gegee. Volgend, 1:30, toe sê die Here vir my, jy gaan nie my boodskap gee nie. Sê ek, nee Here, ek kan nie daai gee wat jy my wil gee nie. Hierdie mense gaan weghardloop. Weet jy wat is die probleem van die kerk vandag? Ons wil net hoor, dit gaan goed. Ons wil net hoor, 'n stigting vir hierdie week. Ek wil net gestig word vir hierdie week, dat ek net kan aangaan. As ek net by die deur kan uitgaan en my hande kan opsê, dankie Here, vir nog 'n dag, dan is ek alright. Ek wil nie meer hoor oor wat die wêreld, wat die Here vir my wil sê nie. Ek wil gaan voordat ek dit lees, wat ek vir jy sê, glo nie in die woord van God. Glo nie in hierdie woord, wat sê die Bybel, as jy wil sê, die NYE, die King James of wat ook al, maar hierdie woord gaan bly staan en ek sê dit vir jou oor en oor. Jy kan maak dit wat jy wil, jy kan sing soos jy wil, jy kan op jou kop staan, jy kan alles doen, maar hierdie woord gaan tot in ewigheid, tot Jesus ons kom haal en hierdie wêreld vernietig met sy vuur en ons 'n nuwe aarde gee, gaan hierdie woord bly staan. En voordat ek dit lees, moet ek vir jou sê, die woord van die Here leer ons, daar gaan 'n dag kom, wat ons geoordeel word oor ons sondes en ons oortredinge. Hierdie woord het die Here vir ons gegee, nie te oordeel nie, om ons reg te help, op die regte pad te lei. Wanneer ek die woord vanoggend bring, en ek wil hê, jy moet dit mooi hoor vanoggend, ek gaan nou maak soos ek met die kindertjies praat, maak jy op die ore, mooi luister, want as jy nou my toe kom en sê, pastoor, jy het nou eintlik my vermaan en jy het nou vir my geoordeel, dan gaan ek vir jou sê, lees jou Bybel. Want die woord van God sê, dit is 'n woord van oordeel. God gaan ons wel oordeel, maar ek oordeel nie vanoggend jou nie. Ek kom met die woord van die Here en ek wil vir jou vanoggend sê, dit wat ek vanoggend gaan lees vir jou, is nie vir jou te oordeel, maar om jou lewe reg te kry voor die lewende God. Tyd raak min, broer en suster. Tyd raak min. Tyd is nie meer ons kant nie. Jy kan van tyd hardloop weg van ons van alles af. Daar is net een waarheid en sy naam is Jesus. En sy koms is om die draai. Ons spreek dit al vir jare en nog aanhou tot ek gaan aanhou tot jy dit glo. Weet jy kom word mense nie meer gesond nie, want ons soek 'n wonderwerk in plaas van Jesus. Ons het Jesus nodig in ons lewe. Daarom wil ek jy vanoggend vra, wanneer ek hierdie woord gaan lees, lees jy dit nie net saam nie. Jy moet begin beleef, want hierdie woord gaan vir jou hart slaan vanoggend. Net het my geslaan het en ek wil daarby stop. Dan wil ek vir jou sê, ek staan op vanoggend en ek is bekommerd gewees oor wat die woord van die Here tot my gekom het. En my gees, ons besef nie wat besig om te gebeur nie. Daar is 'n geveg oor jou en my broer en suster in die geestelikheid. En daai geestelike oorlog gaan nie ophou tot ons hemel maak nie. En ek vra dat jy my sal verdra vanoggend wanneer ek hierdie woord lees vir u. En wanneer ek praat met u. En wanneer ek jou vermaan en jou reg help sodat jy hemel kan maak. Moenie uithardloop nie. Nie voordat ons klaar is nie. As jy nie wil saam met is reg met my. Jy hoef nie met my te praat nie. Maar ek moet vir jou vanoggend sê, moenie net jy uitstap en sê, ek het genoeg gehoor nie. Ek wil nie dit hoor nie. Hierdie woord gaan jou inslaan tot tussen murg en been kom vanoggend.
Ek gaan jou slaan op die hart waar dit saak maak. En ek wil vir jou vra, hou jou sitplek warm, want na vandag gaan jy nie meer kan warm sit nie. Ek het vrees gehad vir hierdie woord, terwyl ek het voorberei en ek moes huil vanoggend. En vir die Here weer om verskoning vra, al het ek my hart en lewe reg gemaak, al maak ek dit elke dag reg, is hierdie woord vir my een ding wat mense in die kerk nie meer hoor nie. Mense preek dit nie meer nie, mense wil dit nie meer hoor nie. En ek wil dit vanoggend vir jou lees, in Lukas 16, vanaf vers 19. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en welvallig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol spere voor sy poort gelê het. Hy het verlang om te versadig met die krummels van die ryk man se tafelafval. Ja, selfs die honde het gekom en sy spere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, hy was nog in die hel nie, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem, en hy roep en sê, Vader Abraham, hoe lekker is dit, wanneer ons die Here nodig het, dan ken ons die Here. Maar ons wil nie kerk toe kom, ons wil nie kerk goed bywoon en ons wil nie betrokke raak by kerkgenootskap of enigiets nie, maar tot ons die Here nodig het, oor ons siektes of krankhede of geld in ons bankrekening wil hê, dan ken ons die Here mos. Wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in die water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen jou en ons 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie oor kan kom na ons nie, oor kan kom nie. En hy sê, ek bid dat u Vader om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie oor in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na hulle luister. Maar hy antwoord en sê, nee my vader Abraham, maar as iemand uit die dood uit na hulle gaan, sal hulle wel bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, al is dit iemand wat uit die dood uit opstaan nie. En nog steeds is dit so vandag. Ons luister nie eers na die woord van God nie. Ons gee nie eers ag op die woord van God nie. Want hierdie is 'n waarskuwing vanoggend vir jou en vir my, dat jou lewe moet reg wees. Jou lewe moet skoon gemaak word deur die bloed van Jesus. En as jou lewe nie reg is vanoggend nie, vra ek jou, moenie uitstap voor jy jou lewe reg gemaak het nie. Daar is 'n keuse wat ons elkeen het, en dit is vir vandag. Elke een het 'n vrye val om te kan kies wie hy wil dien. Ek en jy het 'n keuse volgend, maar ek wil vir jou volgend sê, ek en my huis sal die Here dien, tot hy kom om ons te kom haal. Broer en suster, dit is met erns wat ek jou wil sê volgend, jy moet jou gereed maak. Die koms van die Here is om die draai.
Jou sonde moet jy begin los. Dit waarmee jy besig is in die dag, dit waarmee jy besig is in die nag, dit waarmee jy besig gevang word, gaan in jou die moeilikheid kry. Ek wil vir jou vanoggend sê, as jy sit en jy is besig met verkeerde goeders in die dag, en jou werkstye, moet jy dit los. Die sonde gaan geopenbaar word. En ek staan op die woord van God, want die woord van God sê, nie Frans opbreek te mag nie. Nie in die kerk nie. Maar die woord van God sê, daar gaan 'n tyd kom, dat alles wat in die donker is, geopenbaar word in die lig. Hou op te sondig. Hou op om teen die Heilige Gees te sondig. Hou op om te sê, ek is 'n sondaar, waarvan? Waarvan moet ek vir jou sê, jy gaan in die hel op eindig. Ons gaan nog voor die Here troon staan eendag. En dan gaan jy nie kan sê, Here, laat kom vry nie vir my 'n woord doen nie. Want hoe vry was saam met my gewees nie. Here, vry ek verstaan, hy ken my hart. Hy weet dat ek elke dag by die kerk was. Hy weet dat ek ingesprei het in gebed. Dit gaan nie werk nie. Wat gaan werk is as jou hart reg is voor God vanoggend. Voordat jy na die tafel moet vat, moet ek vir jou vra vanoggend, is jou hart nog vuil? Is hy nog swart? Jy moet dit regmaak vanoggend. En ek wil vir jou sê, ek het 'n mooi boodskap gehad vanoggend. Ek het 'n baie mooi ene voorberei al die hele week. Vandat ek my eerste boodskap gekry het maandag, toe besef ek, Here, dit is so in die lyn van wat ek moet praat. En ek wil vanoggend met jou gepraat oor die anker wat in jou lewe is. Wie is jou anker? Maar ek kan nie verby dit kom. Jy kan nog nie by jou anker uitkom as jy nog in sonde wil lewe nie. Ek sê dit vir iemand hierdie week en ek wil dit vir jou herinner daaraan. Die dag toe iemand voor my inry, toe dink ek, Here, ek sien hom liewers. As wat ek hom vervloek. Ek sê, wag tot jy stop en punch uit jou tyres. Voordat jy daai gedagte kry, begin eers, Here, wat is jou wil in hierdie ding? Wat is jou doel met hierdie saak, Here? Wat jy weet die probleem is, ons vergeet. God se woord is vir ons gegee, om ons te leer en te vermaan en te kan reghelp. Hy is in 'n regwysing. Hier is die padkaart wat ek en jy moet volg na Christus toe. Jy kan nie uitstap nie en sê, dit is nou maar so. Want jy gaan nie uitstap en jy gaan dalk nooit weer terug kan kom nie. Waar is jou lewe? En wie is jou lewe? Ek wil vir jou sê volgend, my lewe hang van Jesus Christus af. Nie van 'n mens nie. Die wêreld kan kom en ek kan alles vat wat hy wil hê, maar Jesus sal hy nooit kan vat nie. Jy moet regmaak volgend, kind van die Here. Leef jou woord uit. Leef asof dit vandag jou laaste is. Ek val terug aan daai gedeelte waar hy sê, waar hy vinnig gepraat het en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig. Weet jy wie gaan jou barmhartig wees? Net Jesus Christus. Net Jesus gaan jou kan barmhartig wees. Ek kan jou nie help nie. Nou kan ek jou help, dis reg. Ek kan jou help om jou hart en lewe vir die Here te gee. Weet jy wat is hartseer? Daar is soveel mense in die buitewêreld wat nie as Jesus ken nie. Die woord van die Here sê, almal gaan voor die Here se troon staan. En elke een gaan moet raad gee oor wat hy met sy lewe gedoen het. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie dien is jou waarskuwing. En dit moet jou waarskuwing wees wanneer jy uitstap. Jy moet dit uitleef na buite toe. Jy moet dit uitleef na buite toe. Wanneer jy jou werksplek is, moet jy die verskil wees in die werksplek. Al haat hulle jou, al hou hulle nie van jou nie. Al wil hulle jou uitskop, dan hou jy vas, want die woord van die Here
deurdra. Daar is geen ander middelaar as Jesus nie. En ek wil jou verskoning vra dat ek vir jou sê, daar is 'n hemel en hel nie. Ek gaan ook nie vir hom verskoning maak dat ons sonde skeiding gemaak het tussen my en God nie. Maar daar is 'n middelaar, sy naam is Jesus, wat vir ons gesterf het. En net sy bloed gaan tussen jou en jou sonde kom. Die dag wanneer jy in die hemel kom, en ons staan voor die troon van oordeel, en God maak die boek van die lewe oop, en hy sê, Marius, laat ek sien wat het jy gedoen in jou lewe. Daar sien ek het jou hart en lewe vir die Here gegee. Jy het jou Jesus in jou lewe toegelaat. Gaan in, goeie diensknegt. Maar as hy dan kom en sy sê, ek sien jou naam is opgeskryf nie. Gaan weg voor my. Ek het jou nooit geken nie. Dis harde woorde daai. En weer eens is nie my woorde nie, dit kom uit die woord van God uit. Ons moet pas op hoe ons lewe leef. Vandag is die oop deur voor my en jou. Die oop deur is, maak reg jou lewe vanoggend. Maak reg jou goedjies, los die nonsens. Los jou arrogantie uit. Los jou eneer uit. Los daai haat uit. Wat jy kwaad is iemand anderste. Spreek hom vry, man. Begin vry lewe. Laat hom vergewensgesindheid die pad vat. As jy kwaad is vir iemand, gaan vergewe hom, al wil hy jou nie vergeef nie. Maak reg jou lewe voor die Here. Leef vir die Here. Ek weet, ek is nou dalk nie dieselfde posisie as jy nie, maar ek was waar jy was. En dieselfde vraag is vir my gevra. Wat doen jy wanneer jy by die huis kom? Wanneer laas het jy saam met die Here 'n verhouding gebou? Terwyl ek moes voorberei het gister, en ek gaan sit so in my studeerkamer en ek besef, ek kan nie aangaan nie, ek moet eers by Jesus se voete kom. En ek gee my oor aan die Here, en ek verloor van tyd. En ek maak my oë oop, en ek kom in die huis in, en ek stap daarin, en ek soos, ek het alles gemis. Wat het ek gemis? Weet jy wat het ek gemis? Die wêreldse vashou. Die wêreldse vashou het ek gemis gister. Want ek het meer tyd by die een spandeer wat my hemel, wat ek wil bereik, is hemel. Ek het saam met hom tyd spandeer. Die naam Jesus. Ek het baie keer gesê, en ek wil dit vandag weer vir jou sê, tot jy dit gaan herken. Nie voordat jy Jesus in jou lewe toelaat nie, gaan jy nie gesond kan word nie. En ek praat nie van dit wat oor ons, daar is baie goedjies wat jy moet reg verstaan. Dit was 'n vraag gewees aan my. En ek wil vir jou vra vandag, hoe naby leef jy aan Jesus? Dis 'n einde. Jy raak baie vinnig stil wanneer ons praat daaroor. Ek raak baie vinnig stil wanneer iemand vir my vra, wat het die Here met jou bespreek vanoggend? Waar is die tyd dat ons opgestaan het en nie bekommerd was oor hoeveel ure ek geslaap het nie? Ek het nog eers weer die sonde geraak. Weet jy, daar's mense wat die sonde beplan van die oggend dat hulle opstaan tot hulle gaan slaap. Nie een oomblik was hulle by die Here nie. Weet jy wat gaan gebeur as hierdie wêreld uiteindig en die Here kom en hy kom ons haal? Die wat agterbly, het 'n lelike pad voor hulle. Ek sê vir jou, as jy al woord nie, dis 'n swaar pad om te sterf sonder Jesus Christus. En dat ek jou dit nou vertel, daar is nie iemand wat gaan kom en sal sterf vir jou nie. Jou bloed gaan dit nie maak nie. Jou goeie
getuienis gaan dit nie maak nie. Jy het nodig om jou hart te lewe aan die Here oor te gee. Nou is die tyd om regte te maak met Jesus. Nou is die tyd om te sê, Here, vergewe my sondes. Maak my nuut. Maak my liewers gesond, Here, sodat ek hemel kan maak. Luister, suster, hierdie is tydelik. Hierdie kerk is tydelik. Jou finansies is tydelik. Jou voertuig is tydelik. Die klere wat ons so mooi aantrek is tydelik. Jou werk waar jy in die topman wil word, die topbestuurder, die top verkoopsman, dit is tydelik. Wanneer ons ewigheid gaan inslaan, is hierdie verby. Dan het ons niks anders as Jesus nie. Ek sê jou, ek werk liewers om hemel te maak, as om op aarde te kan sit en te wonder wat gaan gebeur môre. Ons is so bekommerd oor wat die verkiesing gaan insluit, die einde van die jaar, dat ons dit mis. Jy gaan hemel mis, broer en suster. Laasweer is ek iets raak gesien wat ek en jy sukkel nog. Sy swaar kry, het hom nie ondergehou nie. Sy swaar kry, het nie gemaak dat ek hemel mis nie. Ja, hy het ook honger gekry. Hy het ook nie werk gehad nie. Dan praat hy vanuit die werkie, want hy voor die Drykman se poorte gelê. Wanneer laas het jy vir 'n man wat verby jou huis loop, 'n brood gegee? Wanneer laas het jy toegelaat dat iemand vir jou bystap en sê, hey, het jy Jesus in jou lewe? Ag, ek wil nie hoor nie. Jy het hom iets gegee om aan te dink. Wanneer laas het jy gestap en vir die Here gesê, Here, seën my besigheid. Here, seën my inkomste. Want sonder U kan dit nie gebeur nie. Nee, ons leef soos die ryk man, eet ons vol. En ek bedoel nie, baie leer ek nie. 'n ander gedeelte in die Bybel sê, dat ons lewe, jy moet jou vrymaak van brassery. Ons vervreet ons uit dit wat die wêreld vir ons gee. Maar wanneer dit kom by die geestelikheid, ag, ek sal môre tyd maak daarvoor. Ek sal volgende week kerk toe kom. Volgende week sal ek nagmaal gebruik. Ag, ek kan ons by myself by die kerk sit. Ek kan by die huis sit en nagmaal gebruik. Ek kan by die huis gaan sit en TV kyk, die kerk is op. Dit is so. Dis mooi. Ek hoor jou, maar dit gaan jou nie red nie. Weet jy wat is die grootste ding wat die vyand gebring het in ons lewe? Tegnologie. Ek weet ons gebruik tegnologie, maar ek gebruik dit vir die uitbreiding van die koninkryk. Amen. Waarvoor gebruik jy dit? Ek praat nie van jou besigheid adverteer nie. Ek praat van, waarvoor gebruik jy tegnologie? 'n harde pad wat ons moet stap vandag. Harde besluit wat elkeen van ons moet maak vanoggend, wat in hierdie plek sit vanoggend. Ek wil jou vra, is jou saak reg met God vanoggend? Voordat ek daarby kom, wil ek gou 'n demonstrasie doen. En met respek praat ek teenoor die persoon. Marius, onthou jy die dag toe jy daai sigaret doodgedruk het in jou hand en daai manne voor jou gesien het? Onthou jy dit? Dit was jou getuienis gewees. Jy het dit gedoen omdat daar mense staan voor jou. Jy het iets anders gesien wat besig is om in die kom te kom. Ek wil vir jou vanoggend sê, hoekom ek dit noem vir Marius vanoggend. En soos dit elkeen van ons daar waar God jou uitgehaal het. Jy kan nie weer teruggaan in dwelms in, drank in of rook nie. As die Here jou verlos het, dat hy jou volmaak verlos. Luister broer en suster, ek is verlos deur die bloed van die lam, dan wil ek nie teruggaan met dit toe doen. Ek is baie lief vir sport.
Maar ek wil vir jou sê, toe ek 'n keuse moes maak, toe kies ek Jesus. Amen. Ek het Jesus bo oor my plesier gekies. Gisterand het ek Jesus oor my plesier gekies. Wat het jy gemaak vanoggend? Ja, ek is moeg. My oor oop hou nie, koop nie pastoor preek lankie. Kan nie my oop hou nie. Ja, so tot laat aand gekuier. Dan kom jy binne, dan staan ons hier, ons sing. Maar my broer kan nie sing nie. My suster kan nie sing nie. Die gitaar ou kan die ouens net nie lewe, kry daarvoor nie. Maar jy kyk nie eens aan jouself nie, jy verwonder jouself van hierdie ligte wat skyn. Jy verwonder jou oor die prentjie op die platform. Julle, ek het dit nie gesien. Daar's soveel plat, daar's soveel dakkampe. Ek het gewonder hoekom ons so 2 fans, hoekom is die fans nie aanvernaam? Dadelik is jou gedagte weg. Weet jy wat is die probleem? Jy het nie voorbereid kerk toe gekom nie. Ons praat baie keer daaroor en met baie respek sê ek dit vanoggend. Moenie my 'n keer verkeerd aanhaal nie. Ons het bidkamers. Elke week word daar prediktoor gemaak. My vrou is een van hulle en sy is nie hier vanoggend nie. Want sy maak jy uitnodig en kom bid. Wie kom bid? Ek gaan jou nie sê nie. Jy praat vir jouself. Wie van ons kom in die kerk in gebid. Ek praat nie van groet my broeder nie. Ek het nie probleem daarmee nie. Ek het geen probleem mee as jy met hom praat in die kerk nie. Kuierlewe by die kerk as by 'n kuierplek. Amen. Weet jy wat ek moet vir julle ook sê, net voordat ek verder gaan met die gebedstorie. Kan ek vir jou sê, baie mense sê vir my eendag, baie het vir my gesê, my werk, by die plaas, sê vir my, nou hoe kuier jy sonder 'n bier in die hand om die vuur, as jy 'n kind van die Here is? Ek wil vir jou sê, weet jy hoe kuier ek? Kom na my huis toe, dan gaan ek jou wys, hoe gaan ons kuier? Wanneer ons by die vuur is, dan gaan ons praat oor die Here. Wanneer ons om die vuur staan, dan gaan ek sê, kan jy hoe lekker dit is? In die ou dae ons het offer vandag eet ons vleis. Weet jy wat is lekkerste ding? Die woord van die Here praat, en ek het nou nie Engelse woord nie, maar gaan lees dit in Exodus. Terwyl die offer moet brand, moes hulle dit met sout oorgegooi het, want daai reuk trek op tot in die neus van God. Dis skrif, broer. Suster, julle dink ek lieg. Ek gaan vir julle dit aanstuur. Dis skrif. Moenie nou julle vergeet nie, ek gaan julle herinner ook daaraan. Dis skrif. God hou van die reuk van vleis. Hoekom dink jy moet jy nie kan iemand wees wat vleis eet? Hy het jou nie gemaak 'n grasveter nie, hy het jou gemaak 'n mens wat vleis eet. Ons het vleis daai. Vleis eet is nie ongesond nie. Julle, ek sien julle praat. Ek wil vir julle sê, dis nie sonde nie. Weet jy wat is sonde? Wanneer ons brassery begin maak. Ons doen nie brassery nie, ek het nog nooit veel van julle gesien, by wie ek op besoek het, wat snaaks opgetree het oor vleis nie. Dit is vir my so lekker. Want dit wys vir my, jy is lief daarvoor, ek is lief daarvoor. Luister, as jy nie lief is vir biltong nie, dan bring dit vir my. As jy nie lus is vir 'n braaivleis nie, bring dit vir my, ek sal jou huis op die môre doen. Jy moet onthou, die Here het vir ons alles skimgoedig gemaak. Hy het nie vir ons dit gemaak nie, dit moet nie loop nie. Luister, ons is nie in Noag se tyd nie. Noag se tyd moes ons sade eet. Dis al wat hulle geëet het. Gras en sade. En groente, ek dink het hulle geëet. En toe hulle die arke kom, toe sê die Here vir hulle, vermenigvuldig. Nou kan jy die eet. Weet jy hoekom is die dinosourus nie? Want Noag en die ark mense het al die dinosourus opgeëet. Dis so lus hulle vir vleis was. Daar is jou antwoord. As jy gewonder het of dat dinosourusse was, daar is nie meer bewys nie, want hulle het alles opgeëet.
Broer en suster, ek wil jou sê, ek wil jou reg help. Wanneer jy by die huis is, en jy kuier saam met jou geliefdes, en jy sit om die vuur, en ons praat oor die woord van die Here. Dis vir my die lekkerste. Weet jy wat gedoen ek? En ek hou baie daarvan. As iemand die gitaar optel, en hy begin 'n liedjie sing. En daar sing ons tot 2, 3 uur die oggend. Weet jy wat onthou ek van my ma se tye, toe hulle in die huis, toe ek in hulle huis was? Op 'n Sondagoggend, ekskuus, 'n Maandagoggend, dan gaan ons huis toe. Dan kyk die pa so op die kolleksies en sê, broeder, ons moet gaan werk. Dis weer amper tyd vir werk. Dan spring hulle 3 uur die oggend op, bid hulle gou vat hande, pleit die bloed van die Here oor hulle, wat hulle moet veilig by die werk kom. Hulle hardloop van daar af reguit huis toe, trek aan vir werk, dan gaan hy werk toe. Vandag, luister, dis 18. Ek moet slaap, ek moet by 8 tot 10 ure slaap kry. Anders gaan ek dit nie maak nie. Maar gisteraand was lekker gewees, toe jy tot 2 uur die oggend sport gesit en kyk het. Maar vanoggend toe jy moet instap, toe jy soos, wanneer gaan hy op? Ek is honger, ek wil eet. Ek is so lus vir daai kos. Kan hy net ophou? Weet jy wat is die probleem? Ons het toegelaat dat die wêreld ons hierdie storie van die hemel en die hel mis. Ek wil vandag daarmee afsluit en ek wil vir jou vra, voordat ons na die tafel toe gaan, moet jy jou hoof buig en jy gaan vir die Here vra, as jy 'n probleem het vanoggend, jy ingestap en sê, Here, daai boodskap het my so hard getref. Here, asseblief, maak my hart skoon vanoggend. Die woord van die Here sê in Romeine, sê hy, as ek met my hart glo en my mond bely, dat Jesus my verlosser en saligmaker is, en hy my sondes was het, is hy getrou en regverdig, en sal hy my vergewe van al my oortredinge. Ek wil daar by jou hoof buig vanoggend, wil ek jou vra, net vir 'n oomblik, sê net, Here, hier is ek. Ek is 'n sondaar. En ek het regtig verkeerd gemaak vanoggend. Ek het met verkeerde gedagte kerk toe gekom. Ek het kwaad kerk toe gekom. Ek en my vrou het vasgesit. Ek het sport gekyk in plaas van om te gebid het. Tyd te gemaak het, terwyl ek weet, U is die enigste middelaar. Here, ek weet daar is geen ander anker in die lewe as Jesus nie. Maar tog, Here, was ek moedeloos die week, toe vloek ek, toe raak ek kwaad, toe wys ek 'n vinger vir daai man. Here, ek het kwaad geword by my werk vir my baas. Ek het gesondig, Here, ek het gesteel. Here, ek het gesteel van my broeder. Vergewe my, dat ek reg kan maak. Here, ek bid ook vanoggend, dat elke broeder en suster wat hier is, Here, maak die saak van waar of ons kom, waar ons opgestaan het vanoggend nie. Ons weet, die sonde maak skeiding tussen ons en U. Here, en vra ek, dat U ons sal kom skoon was met U bloed. Kom reinig ons, Here, dat ons hemel kan maak, en ons nie soos die ryk man die hemel sal mis nie. Maar dat ons hemel sal maak, Here, vanoggend, dat wanneer U kom op die wolke is, en ons kom haal, dat ons saam met U op sal gaan, hemel toe, die plek wat voorberei is vir ons, Here. En dat ons sal wees saam met U, 'n feesmaal sal gaan hou, dan vergeet ons van al hierdie swaar kry. Here, ek vra dat U ons sal skoonmaak, was ons met U bloed, Here, moenie my uitsluit nie, Here, vanoggend, maar dat ek sal kan ook weet, dat U het vir my in die kruis gesterf. U het vir al ons oortredinge gesterwe, en ek dank U daarvoor, in Jesus naam bid ek dit, en ek sê amen en amen.
Prys die Here. Ek gaan vra die wat by die tafel gereeld is, dat hulle by die tafel sal kom. Ek wil vir jou vra vanoggend, moenie beoordeel oor jouself bring nie, omdat jy kwaad is vir iemand nie. Moenie kom en sê, ek is onrein nie. Want sonder Jesus gaan ons dit nie maak. Die skrif sê, want ek het ontvang, dat die Here ontvang het wat ek ook aan julle oorgeleef het, dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete, die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels julle daaraan hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Ek wil vir julle sê, ek het die Here nodig. Amen. Hierdie tafel is die bewys daarvan, dat ons die Here nodig het. Amen. Ons kan nie sonder hierdie tafel nie. Ek wil vir julle sê, ek sien uit na nagmaal. Ek sien uit na wanneer ek saam met my broeders brood breek en eet. Daar weet, is 'n tradisionele ding hierdie. Dit is die tradisie nie. Weet jy wat hierdie is? Dit is ons sakrament, dit is ons lewe. Ons moet hiervoor lewe. Amen. Wie behoort aan hierdie tafel? Ek en jy. Elke kind van die Here. En die wat nog die kind van die Here is nie, is welkom om te eet van hierdie tafel. En as jy gesit en gesê, ek is nie waardig om hierdie tafel te eet nie, wil ek vir jou sê, jy moet onthou, Jesus was verniel vir jou en my. Sy liggaam was gebreek, sodat ons 'n nuwe lewe kan kry, in Jesus Christus. Amen. Ek wil vir jou sê, dat die dag toe ek en jy gekom het, tot by hierdie tafel, was dit die beste oorwinning, wat ek en jy kan oortree het. Moenie dat die tafel verby jou gaan, sonder dat jy deel het aan hom nie. Amen. Ek gaan vra dat Frank vir ons het open, mag met 'n gebed doen vir die tafel. Vader, van Jesus, baie dank vir ons. Terwyl op ons voortdurende bestuur door jou woord gespaar, die brief, die leiding wat u vir ons vanmôre ons is dankbaar dat ons self kan aan ons eie boesem sit vanmôre en kan sê kan regmaak met die persoon of met u. Dit is 'n voorreg wat u elke dag vir ons gee, Here, om mense te kan vergewe, maar ook om vergifnis te vra by mense en vergifnis vir u te kan vra. Here, my elkeen seën vanmôre in Jesus naam. Amen. 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 Die wil die beker wil hê, kan jy net jou hand opsteek, en my broederlike bedien. Recross the spirit. Time. And there was the only way. A hammer and a soul to share the eye redemption's snow. And from those hands
must be made the sugar cakes of eternal heaven and starting some love. And to one and to all who would heed this gospel. And the truth, it remains, and will never change. The blood still sets me free. There is no curse. Oh God, like there was when He died. His past have come and gone. That day won't come again. But the blood that flows from God's own Son is still saving sinners free. And through grace sinners are not changed. Those who must be made the sure case of eternal heaven and starting who would never heed that gospel. Their way and the truth it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth it remains and will never change. And the blood still sets me free. Dan nog iemand wat weggeslaan is vir die brood. Die bruidsap. Ek gaan vra dat jy net so vir 'n oomblik sal verdra. Ek het voordat ek van die tafel af beweeg, ek vir jy sê, dis kosbaar om by die tafel van die Here te kan sit. Daar's nie 'n lekkerder plek nie. Terwyl ek het gelees het van Lazarus wat begeer het vir die kribbeltjies, wil ek vir jy sê, kom ons draai ons begeertes, want ons die uitstap na die Here toe. Amen. Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Wie jy hoofde net buig. Hemelse Vader, ons kom na U toe vanoggend. Dankie vir die tafel wat vir ons voorberei is. Dankie Here, dat ons hier kan opstaan en kan weet,
die bloed is wat ons 'n nuwe lewe gee. Dankie vir die kruishout wat vir ons nuwe lewe gebring het. Die liggaam wat vir ons gesneer was, sodat ons nuwe lewe kan kry. En ons gee al die lof en die eer, en mag die naam van Jesus verheerlik word. Amen en amen. Prys die Here. Dankie vir dit. Ek wil met die geleentheid ook net vir u baie dankie sê. Ek maak 'n verskoning vir Brendan wat moes ry. Hy is nie hier nie, so ek gaan die afkondiging sommer oorvat by hom. Moet by die skool gewees het vanoggend. Baie dankie vir elke een wat hier is vanoggend, vir elke tiendebetaler, vir elke persoon wat opdaag wanneer ons dit nie verwag nie. Dankie vir die hulp wat ons kry van elke persoon af in hierdie gemeente. Julle is kosbaar vir ons en waardevol. En dankie dat julle kom, omdat julle wil kom na die Here se huis toe. Julle doen dit nie vir my nie, ook nie vir my familie nie, maar ek kan vir julle sê, ons waardeer dit uit ons harte uit. Ek weet ek het baie hard gepraat vanoggend in my boodskap, maar ek wil vir julle sê vanoggend, ons het net geen uit, ons daar sê al uitweg as Jesus nie. Kom ons dien die Here, kom ons soek hom tydig en ontydig, en soek om hom te verheerlik. Want al hierdie goedjies is maar tydelik. Ek wil net van by die afkondigings bykom, dan sal nie vanaand diens wees nie, maar ek wil ook herinner nou al vroegtydig nou al, die volgende naggodsdiens in Augustus gaan ons die oggend en die aanddiens kerk hou, want die week daarna is dit 'n lang naweek. Dan die lang naweek sal ons net die oggenddiens hê. So dan gee ons hulle weer af en hulle kan rondloop, see toe gaan en swem in die see. Ek wil net so lank al voor die tyd herinner daaraan. Die skole is nog gesluit, so as nog die sonneskool nie, Susters Bidtier is gesluit. Die jeug is wel aan, 6:00, Vrydag aand. Ons gaan nie ophou nie. Ek het iets vir die jeug beplan, vir hierdie naweek wat kom. En ek wil vir julle sê, as jy dit nou gemis het, wil ek vir julle sê, en dan stel jy nie belang nie, ek stel belang in jou. As jy nou wil iets mis die jeug. Ons was 25 Vrydag aand gewees. Ek gee die Here al die lof en die eer daarvoor. Weet jy hoekom? Ons jong mense kort dit. Kom ons ondersteun die jonges. Kom ons help hulle om by die Here uit te kom. Volgende week is dit ons erediens weer 9:00 en ons aanddiens 5:00. Kom ek gaan julle uitdaging gee, aangesien ons nou so hard verdien het vanoggend. Gee ek julle uitdaging, bring iemand saam kerk toe. Nie wat in die kerk is nie. Iemand buitekant die kerk. Ons gaan almal, ek sal ook my deel bring, ek sal ook bring. En nie die mense wat ek optel, ek sal wat anders doen. Amen. Net 'n ander ding, die konferensie, streekkonferensie, wat ons elke jaar, wat in PE was, in die Baai Kerk was, ek weet of jy al daar was met die streekskonferensie, wanneer Pastoor Corneille en Pastoor Marius Erasmus daar bedien het nie, maar hierdie jaar probeer ons dit om 'n kamp te doen. Die eerste week in September, van die 4de tot die 6de September, waar ook die moderator gaan bedien. En ek vra u, dis R350 per persoon. Jy kan nie vir R350 uitdeel. Daar is die manier, as jy dit reg kry, laat weet my, dan moet jy seker by die huis geweet. Dis die hele naweek, dis al die koste gesluit, 5 etes. Die hele naweek se slaapplek. Jy moet jou eie bene goed vat. En jou kerkklere vat. Dan hou ons kerk, dan sal iets wees vir die kinders, dan sal iets wees vir elke ene. Maar moet nie vir my kom sê jy kan nie. Want ons maak dit naby genoeg, ek het nie die foto's opgelaai, dis wat ek gedoen het nie.
Maar as by hierdie plek, die buitekant is 2 kilos, buitekant Dispatch, Riverview Retreat. En ek moet vir jou sê, dit is 'n baie netjiese plek. Ek is 'n baie snaakse ou met wanneer dit kom by slaapplek, my slaapplek moet skoon wees. Dit is skoon en netjies. So ek wil nie glo nie die ouens wat daar gekamp het, kan vir jou sê, dis netjies, dis in orde. Kombuis is skoon, daar loop ek ook op rond. Kan jy waarborg, ek gaan kyk. Ek kyk na dit. Ek is baie snaaks om te reed. Ons sal reël wanneer dit daarby kom. Ek vra jou, maak 'n nota op jou kalender. Daai naweek is ek by die kerk, die hele naweek. En as jy nie vervoer het nie, praat jy met my, dan reël ek daai naweek om die saam. Right. So ek het julle stem. Die hele kerk sê amen. So julle almal gaan dan wees. Frank het gehoor, is getuig. Ek het julle gevra. Die laaste dingetjie wat ek net gaan wil sê voor ek die verjaarsdag lees. Wag, ek mis nog iets. Ok, ek gaan nou by die ander kom. Ons fondsinsameling. Ek het my dagboek daar, op my dagboek het ek 'n paar donasielyste hierso. Ek vra jou, as jy vir iemand weet wat ons kan help, ons wil donasie maak, sodat ons nuwe matte kan insit in die kerk. Daar is ook ander goedjies, maar ons eerste projek gaan wees die matte. Ons het genoeg geld nodig, op die brief staan wat ons kort, hoeveel ons kort. Luister, jy gaan nêrens 'n fondsinsameling so hou vir R370 'n vierkante meter, of R360 'n vierkante meter, daar's nie manier nie. Maar voordat ek julle insel in die saak het, kom ons kry eers die ouens daar buite. Laat hulle die geld gee vir ons kerk. Julle bring julle kant, ons julle bring julle 10 korrek, so hulle kan hulle kant ook bring. Ons gebruik die wêreld, hulle misbruik julle by die werk, so ek gaan ons hulle misbruik. Amen. So daar's 'n paar vorms, kom haal by my, ek gaan uitdeel vir wie my al gevra het vir dit. So ek het dit by my, kom haal by my, dan kan ons dit uitdeel en dan kan ons, ek sal nog maak, as ek moet nog maak. Al hoekom ek dit hier nou het, so ek wil dit vir u wys, dis gestempel. So niemand kan sê, julle doen dit vir julle spesiaal vir julle sakke nie. Ons doen dit nie vir die kerk se sak nie. Die Here voorsien vir hierdie gemeente. Julle bring dit te kant, so dan kan ons ook ons kant bring. So dit word gestempel, die watermerk is op, en agter is die vormpie wat die mense wat ingekoop het. So, sê nou vir die ou wat dit koop, sê vir hom, daar's, ek het nie getel hoeveel die is nie. Daar's 'n hele lysie, sê vir my moet dan alles skoon. Dan hoef jy nou nie jou kant te bring nie. Sê dit saam met my. Ja man, hoe werk dit saam? So, dit is gestempel, dit is nie 'n ding wat iemand kan kopie en goeders nie, dit is vir die kerk, dit is die uitbreiding vir die kerk. Ons wil ergens begin, ons moet nuwe matte insit. Dis 'n bietjie tyd vir die matte. Laaste matte wat gelê was is deur Marius gedoen. Hy kan nie nou, ons het nuwe matte nodig. Ons kan dit nie meer skoon was nie. Prys die Here. So, maak asseblief deel daarvan. Dan, verjaarsdag is John Collins, die 8ste Julie. Lorenzo Jafta, hy verjaar. En dan Andrew Smith, en dan John Ray en Cindy O'Neill se huweliksherdenking is die 11de. Hulle gaan ons almal uitnooi vir ete, na hierdie dinge. Dankie Frank, sê dit vir ons, slag vir hom. Dan 'n ander ding is, wanneer ons agtertoe gaan, moet die huis toe hardloop nie. As jy die huis toe hardloop, gaan ek jou bel en sê, waar was jy? Eet nou saam met ons. As genoeg kos, ek kan nie alles eet. Die kindertjies is apart, daar sal vir hulle aangewys word. Sandra sal vir hulle wys waar jy om te gaan. Maar die kindertjies apart, hulle kan nie van die tafel af, hulle kos is klaar eenkant te sit. Moet asseblief nie dat die kindertjies daar eet nie.
as die kombuismense wat in die kombuis werk, Melanie en Sandra sê, okay nee, sien die groot mense is nie, hulle kan eet die dag en ons oorgee vir die kinders om te eet. Dan kan die kinders van die tafel eet, maar tot daartoe, dat die kindertjies op pad, groot mense, kon sê die ou mense eerste kans. Hulle het hulle tyd gehad toe hulle jong was en moes agter die ry staan, nou is dit ons beurt as jonges, staan agter die ry. Prys die Here. Nog 'n ding, ek het iets vergeet. Hier's 'n lys, wat ek vra, ek gaan hom by die deur sit, nou, voordat ons afsluit. Dit is van die 12de Julie tot die 2de Augustus. 'n kettinggebed. As jy weet wat is 'n kettinggebed, ek weet of jy dit al gedoen het nie, maar dit is lekker. Jy gaan jou naam hier vir my inskryf, en jou van. En hoekom ek dit doen is, ons gaan kettinggebed hou vir eerstens vir ons konferensie, vir ons dorp, tweedens, en dan derdens vir ons kerk. Dat die Here ons kan help in ons bedieninge, die verskeidenheid bedieninge waar ons mense wil inplaas, dat ons die regte keuses maak. 'n Kettinggebed is baie lekker, jy skryf jou naam in, by wat se dag jy wil bid. Dis reg met my, jy hoef nie die hele tyd te bid nie. Dis ek dink so 15 dae, as ek nie verkeerd is nie. Jy hoef nie al 15 dae, as jy wil die hele week vas, is reg met my, maar kom ons begin van die 12 af en bid, ons saam, vas ons, skryf jou naam in, moet nou nie, ek gaan jou bel as jou naam nie op is nie. Of jou vraag, kom ondersteun jy nie, dit wat die Here gegee het. Dit kom nie van, ek dit al lankal wat op my hart is, maar ek voel is nou die geleentheid, om vir julle te gee, om te kan vra, kom ons bid saam. Kom ons bid vir ons broers en susters wat in die kerk toe kom. Die wat verkoud het, teruggeval het. Kom ons bid dat die Here hulle sal terugbring na die huis van die Here. Right, dis al. Ek het nou klaar alles gepraat. Frank, sal jy vir ons afsluit? Mag die Here elkeen van julle seën. Vader, van die Here Jesus, Here, wij danken vir ons klank van die woord, Here. Want die opening van die woord bring lig en maak die eenvoudig nog verstandig. Dankie, Here, dat ons môre weer ons iets leer en dat weet, Here, wat ons moet doen, om nader aan U te kan kom en te kan weet dat U die kosbare doel ons lewe sal bereik. Here, ons sien my broers en my susters vanmôre wat opgekom het. Hulle wat behuis is wat omstandighede, Here, wil hulle help vanmôre in Jesus naam. Here, wil ons sê ook, spreek die seën van die Here oor die kos wat ons nog gaan eet toe, Here. Die wat dit gegee wil, die seën van vanmôre, Here. Elkeen in Jesus naam buig dat. Amen.